die soetste naam vir ons. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is. Die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here Jesus, ons dankie dat ons deur u tot die Vader kan gaan en ons weet dat alles wat ons die Vader in die naam vra, sal die Vader vir ons gee en u sal dit vir ons doen. Oh, halleluja. Ons eer u dat ons in hierdie dag weet, soos die woord sê, dat u het 'n naam gekry bo elke naam. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. En ons dank die Here vir hulle wat alreeds dit gedoen het en erken het dat u die Christus is. Dankie dat ons ons knieë kan buig voor u en u kan hulde bring en vereer en u loof vir al u goedheid en al die wonderdade wat u aan ons bewys. Halleluja, ons is so dankbaar. Wanneer ons na u woord kyk, besef ons net een. En dit is, Here, alles wat die woord oor u sê, van Genesis af. Dit sal nooit in volheid beskryf kan word, nie op hierdie aarde nie. Maar ons dankie dat eendag sal ons die volheid van alles verstaan. Baie, baie dankie dat ons dan ook in hierdie dag so saam kan wees. So vra Here, terwyl u woord uitgaan, dat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, Here, elke oor bestryd sal wees met u bloed, sodat hy die waarheid sal ingaan. Want ons weet dat die hele skrif is deur God ingegees tot nuttig tot lering, teregwysing, vermaning en bestraling, sodat elke mens volkome voor God kan wees. Here, en dit is ons strewe om volkomendheid te bereik voor u aangesig, want dit is u volmaakte wil vir ons. Laat ons dan die woord van die Here hoor en daarop sal ag gee, soos wat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. Verheerlik u naam dan in hierdie oomblikke, Here, en laat die woord van die Here waarlik met sagmoedigheid ontvang sal word. Ja, Here, wat in staat is om ons siele te red. Ons eer u daarvoor in u wonderlike naam en ons prys u. Halleluja. Prys die Here, ons is dankbaar om hierdie dag so saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank die Here weer eens dat ons 'n voorreg het om hierdie evangelie van vrede te kan verkondig aan die hele wêreld. En ons dank die Here dat ons 'n geleentheid het op Joy Gospel Radio om dit wel so te doen, soos die ou lied sê, stuur die lig, die evangelie, lig laat dit skyn van see tot see. En ons sê weer eens vir Pastor Barry en sy vrou, ons sê dankie dat hulle geluister het na die Here en dat hulle die radiostasie op die been gebring het, sodat ons waarlik dit kan gebruik om Christus te verkondig en hom as gekruisigde. So belangrik. Ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. En ons weet een ding, en dit is die kern of die bewys van dat ons Pinksterkinders is, as ons die Heilige Gees toelaat om ons te leer en te lei in die hele waarheid. Want die Pinkster gaan oor die Heilige Gees. Halleluja. Christus is absoluut deel daarvan, want hy is die doper met die Heilige Gees. So hierdie is wonderlik, en die Vader het die Heilige Gees aan sy Seun gegee. So Pinkster bring die Vader, die Seun en die Heilige Gees in werking in ons lewens. Elkeen doen 'n sekere deel van die werkinge tot 'n ewige saligheid vir ons as mens. Halleluja. Waarom Pinkster belangrik is, en ek dank die Here Jesus dat ons die woord van die Here in ons midde het, en ek wil vandag met jy iets deel wat vir my, in hierdie week het ek iets geluister wat kort gewees, maar wat vir my ontstellend was,
toe ek dit hoor. Alles skriftuurlik, ek kom uit die skrif uit, maar ek sê dit altyd, as die Heilige Gees jou nie leer en lei in die hele waarheid nie, dan sal jy dinge sê uit die skrif uit, wat dit is so, maar dit is nie in werking nie. En ek wil vir u iets gee wat die waarheid is, maar dis nie heiliglik in werking nie. En wanneer ek daaroor gaan praat met die mooi verstaan dat ek kan nie die hele detail van die saak, soos die Here dit vir my gegee het, aan die gee nie, maar ek gaan dit bring wat die begin is van dit alles, sodat wanneer u die skrif lees, die res wat daarmee gepaard gaan, dit kan sien wat die woord bedoel oor 'n sekere saak. Nou, ons weet dat die Bybel sê dit in Openbaring, hy sê, en hy het 'n leergordel omgehad, en op hierdie leergordel het gestaan, die koning van die konings en die Here van die Here. Christus, die koning van die konings en die Here van die Here. Nou, ek wil net dit sê, hy is dit. Hy is die koning. Maar iets het gebeur, dat hy sy koningskap en sy koninkryk, ek wil dit so uitdruk, prys gegee. Ter wille van die mens. Pastor Roos, moontlik. Wanneer ons gaan kyk na die skrif, dan sien ons dat in die Ou Testament het die Here Jesus as koning opgetree. Ek ben van Genesis af, was dit die Here Jesus wat in werking was, want hy het die Vader gesien werk en hy het saamgewerk. Hy sê in Spreuke 8, hy sê, ek was kunstenaar na hom gewees, dit weer na my Vader. Ek het gesien wat hy doen en ek het dit ook gedoen. Dit is wat hy eintlik in Spreuke 8 vir ons sê. Nou, maar wat interessant is hy sê dat alles is in, deur en tot Christus geskaap. God het niks geskape sonder sy seun. En sy seun is die koning van 'n koninkryk. En hierdie koninkryk is ons. En wanneer ons deur die woord gaan kyk, sal ons sien dat wanneer Moses, toe hulle in die woestyn is, het Moses met die Here gepraat oor seker goed, en die Here het hom uit die wolk uit geantwoord. Nou, wie is die een wat in die wolk is? Dis die seun, dis Christus. Nou, ons sien dit reg deur die Ou Testament, selfs in Daniël. Hy sê, uit die ouwe van Daad gaan sit, hy sê, daar het een ingekom op 'n wolk, soos 'n seun van die mens. Christus, ek wil amper sê, sy kenmerk op sy, wat ook al is, hy kom op die wolke, hy is in die wolke, ek wil amper sê, die wolke is sy reper. Maar, wat hier vir my interessant is, en hy het as koning regeer, maar in daai tydperk, het Jesaja 53 na vore gekom, Biliam gesê, hy sien hierdie spruit, en so kan ons reg deur die Ou Testament gaan, van die begin af, dat Christus, die waar dit werklik begin het, was in die tuin van Eden, toe die Here gesê, ek het vyandskap gestel tussen jou saad en haar saad. Dis die vyandskap tussen die saad, die goeie saad, die onverderflike saad, Christus, en die duiwelse saad. Halleluja. Ek praat nie van mense saad, ek praat van woord. Die woord, want die woord is die enigste saad wat is. En die duiwel het sy saad, sy woorde in Eva gesaai, en hulle het ontken, en sy het oortree, en in oortreding gekom, en sy het geval. Halleluja. En Adam het dit ook gedoen, ek weet, toe hy eet daarvan, toe val hy ook. Dit het niks met 'n man en 'n vrou verhouding te doen gehad, niks. Dit het net met die woord van die Here en die woord van die duiwel, ek het het al 'n hele paar keer gesê ook. Maar wat hier vir my interessant is dat van Genesis 1, waarin die saad, het dit reg deurgekom tot by die geboorte van die Here Jesus. En by die geboorte van die Here Jesus
het die wyse man in die ooste het gesê, 'n koning is gebore, 100% reg. 'n Koning is gebore, maar dit is nie waarvoor hy nou op aarde is. Nie om koningskap te hê nie, en nie om 'n koninkryk te hê nie. Hy moes, die woord sê dit so mooi in Filippense, hy sê die tweede hoofstuk, die 5de vers, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig. Ek wil nou vandag vir u sê, as die Here Jesus as koning kom sterf het, dan was daar geen saligheid. Pastoor, jy sê nou vreeslike ding. Ek wil weer sê, as Jesus as koning kom sterf het, dan was dit onregverdig teenoor die duiwel en sy trawante en teenoor alle mense, as hy as koning kom sterf het. Hy het kom sterf as lam van God. Nie as 'n koning. Dit is interessant, ek wil dit noem, maar ek kan nie nou alles noem nie, maar die Here Jesus het homself ontledig. Dit meen, hy het sy koningskap en sy koninkryk aan die Vader oorgegee, sodat hy kon aarde toe kom, as 'n lam wat geslag moet word, sodat dit die sonde van die wêreld kan wegneem. Hy kon dit nie doen as 'n koning nie. Hy moes dit aan die Vader gee. Dit meen, hy moes homself ontledig daarvan. Van alles wat met heerskappy en krag en al die dinge te doen gehad het. Hy moes homself daarvan ontledig, want geen vyand, as hy as koning gekom het, sou teen hom staan kon bly nie. Maar hy kom as 'n lam, sodat hy geslag kan word. Dit meen, dat die wêreld en hom kan verraai en kan uitskree, kruisig hom, net. Dit kon nooit aan 'n koning gedoen word nie. Dis waarom hy alles aan die Vader oorgegee. En daarvan kan jy gaan lees in die Romeine en daar's ander plekke ook in die Bybel, dat hy het dit gedoen. Maar wat vir my hier interessant is, hy sê het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Maar hierdie is vir my wonderlik. Hy word aan die mens gelyk. As wat? Want dis die skape. Hy is 'n skaap. Hy is 'n lam wat geslag word. En hierdie lam wat geslag word geslag vir die kudde. Vir die skape. Vir die hele wêreld, maar die wat hom aanneem en deur die bloed kom, hulle word deel van die kudde. En dis wat God gesoek het. Die Vader gesoek het. En dis waarom die Here gebid het. Toe hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Dit meen, ek het hierdie koninkryk aan u oorgegee, Vader. Ek moes myself ontledig. Ek moes alles prysgee. Selfs my heerlikheid gaan lees, Johannes 17. Ek het alles prysgegee om geslag te word as 'n lam. Wat Johannes sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Halleluja. Maar wat vir my wonderlik is, hy sê dit verder. Hy sê, en in gedaante as mens gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Nou, hierdie is in my wonderlik. Die dood van die kruis, hy daaraan gehoorsaam geword. Nee, want hy het 'n lam geword, wat geslag moet word, ter wille van ons. En daarom het hy gehoorsaam gebly, as 'n lam. Nie as 'n koning nie, as 'n lam. En nou gaan die woord verder, en hy sê tot die dood, en daarom het God hom ook uitermate hoog en aan hom 'n naam gegee bo elke naam. So, wat gebeur het? Omdat hy homself verneder het, omdat hy alles aan die Vader oorgegee, omdat hy sy hemelse woning verlaat het, alles prysgegee, alles, totaal alles aan die Vader. Selfs toe aan die sterf aan die kruis, toe sê Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit meen, toe gee hy nog sy gees ook aan die Vader. En
En wat bly van hom oor? Niks. Hy sterwe die dood van 'n sondaar. Maar wat vir my hier wonderlik is, halleluja, die Here Jesus sê vir hulle in Johannes, ek gaan dit net vinnig noem, ek ken die skrifte, hy sê, ek het vir julle gesê, maar julle moet nie onsself word nie, né? Dat ek gaan weg, maar kom weer terug na julle toe. Hy sê, maar ek gaan weg, ja, om na my Vader te gaan. En dan sê hy ook in Johannes 14 vers 28, ek gaan weg en ek kom weer terug na julle. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter as ek is. Dis wat interessant, die disciples het nooit gevra, Here, waarheen nie gaan die Here sê dit ook. Maar wat hier vir my wonderlik is, hy sê, dit is vir my voordelig, Johannes 16 vers 7, dat ek wegga. En hier kom die wonderlikheid van die saak. En dit is, dat ek het, dit wat ek geluister het, het hierdie persoon gesê, dat Jesus, die Here Jesus het weggevaar aan die Vader, aan die regterhand van die Vader gaan sit, as koning van die konings, as 'n koning. Dis nie die waarheid nie. Die Here Jesus sit nie nou aan die regterhand van die Vader as 'n koning nie, hy het dit prys gegee. Hy het 'n lam geword, hy's geslag. Hy sit nou aan die regterhand, en hy sê dit vir ons baie duidelik in die woord van Here. Ek wil dit net gou lees. Hy sê in die Hebreërs, ek wil dit lees, hy sê 1 vers 13, en aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyand gemaak het, die voetbank van die voete. Dis baie interessante ding, dat Christus aan die regterhand, hy het alles so aan die Vader oorgegee, dat die Vader sê, sit aan my regterhand, en ek sal jou vyande maak, die voetbank van jou voete. Dit meen, dat die koningskap, wat Christus aan die Vader gegee het, omdat hy aarde toe wil kom, vir ons, die Vader gebruik nou daai koningskap in homself, om Christus se vyande onder sy voete te lê. Want die Vader tree nou as koning op, maar die Seun sit aan sy regterhand. Maar hoor wat sê die volgende skrif. Hy sê, Hebreërs 8 vers 1, die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit, ons het 'n hoëpriester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. So as wat sit Christus in die hemel aan die regterhand van die Vader? Hy sit as hoëpriester. Hy sit nie as 'n koning nie. Hy sit nie as 'n heerser nie. Hy sit nie as 'n vegter nie. Hy sit nie daar as iemand wat optree en wat dood wil maak en heerskappy wil oorneem nie. Nee, dit behoort nou aan die Vader, want hy het dit vir die Vader gegee. Hy sit as 'n hoëpriester. Om wat te doen? Hy sê dit in een vers. Om vir ons in te tree. Halleluja. En dit is wat vir my so wonderlik is. Dat die Here Jesus sit in die hemel, aan die regterhand van die Vader. Hy sê, Romeine 8 vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, nog meer, ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En ek wil nou vandag vir iets sê, 'n koning kan nie vir jou intree nie. Ek kan nie verstaan nie. Mense is so oor, Jesus is koning, Jesus is koning, Jesus is koning. Hy is koning. Maar totdat hy die dag terugkom, behoort daardie koningskap en die koninkryk aan die Vader. Halleluja. En die hele skrif is vol daarvan, val in die Nuwe Testament. Maar wat hier vir my wonderlik is, 'n hoëpriester kan ingaan tot agter die voorhangsel heen met sy bloed om vir ons in te tree by die Vader, terwyl hy aan die regterhand van die Vader sit as ons hoëpriester en die bedienaar geword het van 'n hemelse tabernakel. Raak ontslaaf van al hierdie idees
mense dink omdat hulle sê Jesus is koning, hulle het nou iets wonderliks gesê. Hulle het niks gesê nie. Hy is koning, maar hy wil nie nou koning wees nie, want hy wil intree vir ons, sodat ons siele gered kan word. Kinders van God kan word. Die dag as hy terugkom, sal hy weer die koningskap aanneem. Dit sê die woord van die Here vir ons ook baie duidelik. En dan sal hy ons saam met hom regeer as konings en priesters. En hierdie ding was vir my so wonderlik. Dat die Here Jesus, deur sy bloed, maak hy ons konings en priesters vir sy God en Vader. Waarom? Konings en priesters. Ek wil amper sê, die bediening van koning, vir die Here Jesus was eerste. Toe word hy 'n hoëpriester. Dit ben die bediening van die priesters. Halleluja. En wat baie belangrik is, hy maak ons konings en priesters, want koningskap was eerst, toe priesterskap. En die Here kom en hy maak ons konings en priesters, en hy sê ons sal saam met hom regeer. Maar hy kan ons alleen konings en priesters maak, as hy self hoëpriester geword. As hy sy koningskap, hy homself ontledig het van sy koningskap, van sy heerskappy, van sy alles, halleluja, en sy koninkryk ensovoorts, in die hande van die Vader gegee, en hy kom as hoëpriester om vir ons in te tree. Kan ons nie in hierdie jaar wat voor. Jesus, die hoëpriester, aan die regterhand van die Vader in die hemel, wat vir ons intree by die Vader, in 'n hemelse tabernakel, waarvan hy self ook die offer is en die bloed is. Halleluja. Dus, hy moes 'n lam word, om die swakheid van die lam en die skape te verstaan. En hy sterwe sodat hierdie lammers, of hierdie skape, deur sy bloed kan oorwin, nie deur mag en krag en heerskappy en ons is warriors en al die goed nie, nee, deur sy bloed. Halleluja. En hoe? Omdat ons ook priesters gemaak is. Kan ons met die bloed. Waarom kan ons nie verkondig? Christus die hoëpriester, wat vir ons intree. Waarom? Jesus is koning, Jesus is koning. Los dit. Dit behoort aan die Vader nou. Begin verkondig. Christus as hoëpriester. Dit is waarom Paulus gesê. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet. En Jesus en hom as gekruisigde nie. Want hy sit aan die regterhand van die Vader in die hemel as hoëpriester en tree vir ons in. Halleluja. Verkondig Jesus as gekruisigde, die hoëpriester. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê vir u onfeilbare woord. So dankbaar dat Jesus die woord van God is, die gesalfde woord. Heer Jesus, dat u die koning is en het vrysgegee het en 'n hoëpriester geword om vir ons in te tree. En deur u bloed alleen kan ons gered word. O Here, laat ons dan die bediening van priesterskap wat ons gekry het en van versoening, laat ons dit ten volle sal uitleef in hierdie jaar wat voor lê. En o Here, laat ons ontslae raak van al ons eie eer en ons eie, ons het dit nodig en Here, ons eie ek, en al hierdie goed, laat ons daarvan ontslae raak. En laat ons ons aandag sal vestig op die hoëpriester, die regterhand van die Vader, wat vir ons intree, en daardeur sy bloed alleen, vir ons, oorwinning, vergifnis, ensovoorts. Seën elkeen die Here, dra hulle deur, vra dit in Jesus se mooi naam.